Goeienaand geliefdes en hartlik welkom weer vanaand as deel van ons woensdaande bid hier geleentheid. Hier in die middel van 'n baie kort weekie is dit weer 'n voorreg om vanaand saam met julle in hierdie halfuur, 'n paar minute saam te kan stil word voor die woord van die Here, spesifiek om saam as gemeente te bid. Dit is 'n besondere voorreg wat ons het om so saam met mekaar te kan bid. Ook op hierdie wyse. Al kan ons nie fisies by mekaar wees nie, om in die gees saam vir mekaar in te tree. Ons bid vanaand en lees vanaand saam uit Efesiërs, Paulus se brief aan die gemeente in Efese, hoofstuk 3. Ons gaan verse 14 tot 19 saam lees. En ons tema vanaand, gebou vir die onmeetlike. Ons hoor in hierdie gedeelte bekende woorde van die apostel, waar hy die argitektuur en die bouwerk van 'n tempel, van 'n huis gebruik, om ook na ons geestelike lewens te verwys. En ons te leer uit die praktiese van die lewe, hoe ons ook ons geestelike lewe moet opbou en bou met die regte materiaal, op die regte fondament, en gevul met die gees van God. Ons hoor die weerklanke van die Ou Testament. Die tempel waarin God se teenwoordigheid, sy gees gewoon het, dit moet ons liggame word. Dit moet ons as 'n gemeente saam kenmerk. Kom ons hoor hoe die apostel dit vir die Efesiërs verduidelik. Om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader. Paulus bid vir die gemeente, bid ook vir ons as die kerk oor alle eeue en uit alle oorde, van wie elke geslag in die hemel en op aarde sy naam ontvang. Ek bid dat hy vir julle na die rykdom van sy heerlikheid dit sal skenk, die volgende: om deur sy gees met krag na die innerlike mens versterk te word, sodat Christus deur die geloof in julle harte mag woon, terwyl julle in die liefde gewortel en gegrond is. Ook sodat julle volledig in staat mag wees om saam met al die heiliges tot die besef te kom van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus, die volheid daarvan te leer ken, wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle gevul mag word met al die volheid van God. Amen. Ons lees vanaand net tot sover. Nou 'n paar gedagtes wat uit hierdie teksgedeelte sommer dadelik na vore kom, veral in hierdie tyd wat ons voorberei om ook Pinkster saam te vier. Die eerste, ons hoor hier, soos ek ook net nou genoem het, van die argitektuur van God se genade. Paulus bid vir krag in die innerlike mens. Hy bid dat die innerlike mens versterk sal word, krag sal kry. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word, is die woord dynamis. Ons kan daar vanaf lei dinamiek, daai energie, die krag. En dis juis wat hy hier voorbid. Hy bid vir 'n inspuiting van die Heilige Gees. In die Grieks word hierdie krag nie gelykgestel aan 'n morele krag, 'n motivering of 'n eie vermoë wat ons besit nie. Paulus bid vir 'n versterking, 'n ondersteuning van die fondament, die onderbou, dat dit versterk sal word. Dit is asof God se gees staal moet inpomp onder ons fondasie, om ons weer stewig te laat staan, sodat ons onder die druk van buite af en die druk wat die wêreld op ons
toepas, nie in een sal stort nie, en nie sal ingee nie, maar sal staande bly, op die fundament, op die fondasie, wat onwankelbaar is, en dit is Christus Jesus. Wat hy vir ons kom doen het, wat hy vir ons kom leer het, hoe hy vir ons kom wys het, om te lewe. Die tweede gedagte. Paulus bid in die 17de vers, dat Jesus self, deur sy gees, in die persoon van sy gees, sy eie gees, in julle sal woon. Nou, die spesifieke woord wat Paulus hier gebruik, in die 17de vers, verwys nie na 'n tydelike inwoning en iemand wat woning vind, soos 'n huurder, net om weer uit te trek, om verder te beweeg, om elders te gaan intrek nie. Die woord wat hy hier gebruik, verwys na iemand wat permanente woning neem. Paulus bid dus dat Christus self deur sy gees permanente inwoning in julle sal kry. Nou, as ons daaraan dink, dan dink ons aan elke minuut van elke dag by die skool, by die werk, waar ons onsself mag bevind, in die dorp, op die pad, dat Christus met ons saamgaan en dat ons bewus sal wees. Hy woon permanent deur sy gees in ons. Dat ons gedagtes deurlopend, ons woorde aanhoudend en ons dade die heeltyd op hom gerig sal wees, tot sy eer sal geskied. Hy wil hê, die apostel wil hê, dat die argitek wat hierdie gebou beplan het, dat hy self in hulle sal woon, en dat hy self sy planne vir hierdie gebou, en hierdie gebou as 'n gemeente, as 'n kerk, sal tentoonstel. Dat hy die mure binne, wat nie na wense is nie, sal uitskop, en nuut sal oprig, soos hy wil. Wat ons bring by die laaste gedagte. Wanneer ons dink aan hoe 'n plan of 'n bouplan uitgelê word, dan dink ons baie keer in twee dimensies. Ons dink ook so in terme van ons lewens as tentoonstellings van God se plan. Ons meet dit aan reg en verkeerd, twee dimensies. Wat Paulus hier egter sê, is meer as net dit. Dit gaan meer as net reg en verkeerd. Hier is 'n vierdimensionele versterking, 'n vierdimensionele verandering wat die apostel vir ons as gelowiges en vir wie hy skryf, wil voorstel, wil aanmoedig om aan te neem, 'n totale verandering en vernuwing van hoe ons lyk en wat ons doen. En hy grond dit op die liefde van God, wat in breedte, in lengte, in hoogte en in diepte anders is, meer is, as wat ons kan dink of vra of droom van. R. Sproul het dit so gestel. Hy het gesê dat ons grootste behoefte is nie net 'n bietjie hulp van God nie, maar 'n totale herskepping deur die gees van God na die beeld van God, wat Jesus Christus natuurlik is. Hy is die beeld van God, wat God gestuur het na die wêreld toe, omdat hy die wêreld so lief gehad het, en dat ons in Christus, in sy persoon en in sy werk, die heerlikheid van God kan sien. En dit is wie ons moet tentoonstel, as tempels van die Heilige Gees. Ons bid vanaand, dat die Here dit in ons lewens sal kom doen, dat die verandering in ons lewens nie net 'n toplaag van nuwe verf sal wees nie,
maar dat dit 'n strukturele, 'n diep, volkome vernuwing sal wees. Dat die oue sal uitgebreek word en 'n nuwe struktuur, 'n nuwe liggaam sal vorm kry tot die eer van God. Nou, om dit so bietjie prakties te probeer maak, wil ek vanaand die voorbeeld gebruik van die verandering van, kom ons sê, nuwe toestelle in ons huis. As ons 'n ou huis inwoon, in 'n ou huis intrek, dan is ons nie noodwendig seker oor of en dalk nie hierdie huis se bedrading 'n hoë spanning van energie sal kan hanteer nie. Gaan ons toestelle in hierdie nuwe huis se drade werk? Of gaan die energie wat nodig is, die bedrading, brand of smelt en uiteindelik 'n ineenstorting van die stelsel teweegbring. Om die hoë spanning van die nuwe energie te kan hanteer, is nuwe bedrading nodig. Jesus gebruik daar dieselfde voorbeeld wanneer hy in Matteus en in Markus en in Lukas vertel van hoe nuwe wyn in nuwe sakke gegooi moet word. Ons lees in Lukas 5 vers 37 tot 39. Niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders sal die nuwe wyn die leersakke laat oopbars. Dan sal die wyn uitloop en die sakke sal tot niet gaan. Nee, nuwe wyn behoort in nuwe leersakke. Moet in nuwe leersakke gegooi word. Boonop het niemand wat ou wyn gedrink het, lus vir nuwe wyn nie. Die oue smaak goed, sê hy. Baie keer is dit ook so in ons lewens. Ons weet, ons het vernuwing nodig. Ons weet ons het die Heilige Gees nodig om in ons te kom woon en ons gewoontes, ons gebruike, ons taal, ons gedagtes, ons aanbidding te verander, te vernuwe. Maar ons hou vas aan die oue. Ons hou vas aan dinge wat dalk nodig is om afgebreek te word, uitgegooi te word, plek te maak vir 'n nuwe gees wat God sal verheerlik. As ons hieroor saam dink, dan wil ek hier laat vanaand met 'n paar gedagtes om te onthou. In die eerste plek, as die fondasie nie sterk en vas is nie, kan die huis nie staande bly nie, kan die gebou nie staande bly nie. Jesus is die fundament waarop ons bou. Sy woord moet die onderbou word van alles wat ons dink en sê en doen. En tweedens, dikwels is ons meer besorg oor wat buite aangaan, hoe ons lyk vir die wêreld, as wat binne aangaan. Ons is meer besorg of ons en ons kinders presteer en mense ons raak sien, as wat ons noodwendig is om reg en God verheerlikend te lewe. Jesus gebruik ook die voorbeeld van die wit gekalkte grafte.
wat hy die Fariseërs aankla om te wees. Buite lyk hulle baie mooi, maar binne is hulle vol doodsbeendere. Mag dit vanaand vir ons ook 'n waarskuwing wees, soos ons Pinkster nader, dat ons sal plek maak in ons eie lewens vir die Heilige Gees om te kom woon in 'n liggaam, in 'n gemeente, in 'n gebou wat graag God se eer aan die wêreld wil wys. Amen. Ons gaan saam bid vanaand, soos wat dit ons gebruik is. En ons gaan vir 4 spesifieke sake bid. Groepe sake waarvoor ons bid. Ons gaan bid vir innerlike versterking, dat ons as individue sal ophou probeer om uit ons eie vermoë goed te doen en goed te lyk, skynheilig op te tree in hierdie wêreld. Dat ons sal ophou om te probeer om dit uit eie krag en in eie vermoë te doen, maar dat ons die Here sal bid, dat hy deur sy Gees vir ons nuwe harte sal gee, wat nie ons eie eer soek nie, maar sy heerlikheid. Ons bid vir individue, maar ook vir onsself. Ons bid vir die wat siek is, vir die verswaktes, en vir die opbou van ons gemeente en gemeentelike ondersteuning. Veral in hierdie Pinkstertyd wat 'n tyd is van gebed, bid ons saam dat die Here ons as 'n liggaam aan mekaar sal bind en aan mekaar sal hou. Ons bid dat die Here fisiese genesing sal bring waar dit nodig is, maar ook geestelik, dat hy sal bemoedig en sal versterk, dat hy die innerlike mens sal staande hou op die fondasie. Ons bid dan ook vanaand vir konflik en konflikgetuisterde gebiede en lande reg oor die wêreld. Ons bid in ons eie lewens, in ons eie gesinne, in ons eie families, dat die Here sal vrede bring, ware vrede bring, wat sy Heilige Gees bewerkstellig. Dat hy ook deur sy magtige regterhand sal vrede bring, waar konflik heers wêreldwyd. Ons bid dat die Here die wat lei sal oprig tot getuies van sy goedheid en sy genade, en dat hy, as dit nodig is, dalk selfs die konflik sal gebruik tot sy eer. Laastens bid ons vir 'n volgende geslag en vir die koninkryk van God. Ons bid dat die Here 'n geslag sal oprig wat uit die staanspoor uit sal leef in sy teenwoordigheid, sal leef in sy aangesig en sal wil doen wat hy vra. Mag sy koninkryk kom. Amen. Geliefdes, vanaand van my kant af 'n kort gebed. Jy kan hom sien op die skerm ook. Aan hom wat deur die krag wat in ons werk, die krag van sy Heilige Gees, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk en in Jesus Christus deur al die geslagte heen tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Vader, U hoor ons harte ook vanaand, en U hoor dat ons as 'n gemeente en as individue vanaand vra dat U sal kom inwoning neem in ons lewens. Here, dat U sal kom oorneem waar ons dalk ons eie eer en selfverheerliking en selfverryking najag, en vir ons 'n nuwe
perspektief gee op die ewige realiteit. Ons vra, Here, dat U met ons sal wees in hierdie tyd van voorbereiding tot met Pinkster, en dat U ons baie bewus sal maak van hoe ons nodig is hoe dit vir ons nodig is om af te sterf van ou gebruike en ou gewoontes. En dat U nuut sal kom woon, sal kom leef in ons as U gemeente. Ons bid vir die wat worstel met siekte, die wat worstel met twyfel, met onsekerheid. Ons bid, Here, dat die Gees sal kom berusting bring, sal kom genesing bring, sal kom vertroos. Laastens, Here, bid ons dat U wil sal geskied en U koninkryk sal kom. In Jesus se naam. Amen.